Terwyl ons net so staan, kom ons sluit die oë. Dankie Vader Jahwe dat ons, wanneer ons tot U nader, dit kan doen met daardie vrymoedigheid, maar ook ontzag en begeerte om U te ken, want wie is daar soos U? Wanneer die profete van U skryf dan, kom ons onder die indruk dat die hemel, die hoogste hemele kan U nie bevat nie, en tog het U daardie spesifieke afspraak met U volk om in hulle midde te woon, daar waar die tempel in die Ou Testament was en in die Nuwe Testament die voorreg, dat ons 'n tempel van die Gees kan wees in Yeshua. En daarom wanneer ons die woord oopmaak, dan bid ons dat U woord vir ons daardie lamp sal wees, wat hierdie verborgenhede vir ons sal verlig. Dit wat ons gesing het, die voorreg en die verwagting, die vooruitsig om Yeshua te aanskou soos hy is, sonder vrees vir verwerping en vrees vir oordeel, maar 'n blye ontmoeting. En daarom vir vandag, wanneer ons die stem hoor, wanneer die Gees deur die gemeente spreek, help ons dat ons nie sal verhard, dat daar nie by ons sal onkunde wees nie, dat dit nie sal wees soos daardie grond wat hard was, of vlak was, of vol dorings en distels wees nie, maar dat ons vrugbaar sal wees. Vrugbaar in U koninkryk. Veel vrug tot U eer te dra. Vader Jahwe, verheerlik U self in ons midde in Yeshua, deur die krag van U liefdevolle Gees. Amen. U kan die sitplekke inneem, baie dankie. Ja, dit is lekker om so 'n tema te kan vat, 'n boek in die Bybel, 1 Johannes, ons is by die laaste hoofstuk, hoofstuk 5, verlede week, 1 Johannes 4, daar die absolute waarheid, God is liefde, die liefde is aan ons geopenbaar, ons moet daardie spesifieke liefde leer ken, dis nie maar net sommer enige liefde nie, en dan daaruit vloei 1 Johannes hoofstuk 5. Nou, wat kostelik is, vandag se tema van liefde tot oorwinning, ons is gebore om te oorwin, gebore om te wen, gebore om te oorwin. Dis nie een of ander goeie nuwejaarsmotiveringspreek nie, ek is maar 'n ou vrot motiveringsspreker, ek motiveer mense om te slaap, dit is my sterkpunt, maar die woord gee vir jou identiteit, die woord gee vir jou die waarheid, en dit is daardie waarheid wat Yeshua sê, julle sal ken, en jou sal vry maak, en as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees, vry van leuns, vry van 'n dwaalweg, vry van 'n groef in jou lewe, waar jy nie weet wat 'n kant toe nie, vry van rigtingloosheid. Nou 1 Johannes 5, onthou nou hierdie gedagte, gebore om te wen, en dit is nie ons wat gebore is, en ons wat wen nie, dit is Yeshua, dit wat Mani so mooi die Ou Testament uit gelees het, Jesaja 9, 'n kind is vir ons gebore. En dit is in Yeshua wat ons dan vandag se boodskap met mekaar kan deel. 1 Johannes 5, en ons lees die eerste 5 verse. Elkeen wat glo dat Yeshua die Messia is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. En sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Yeshua die Seun van God is. Deur die Heilige Gees skryf Johannes in eenvoudige taal oor die grootste begrippe. Nou wonder ons somtyds, is hier nie nou maar weer 'n herhaling van wat ons al gehoor het nie. Nou, as jy na jou eie lewe kyk, hoeveel keer het jy al geëet? Hoeveel keer het jy al geslaap? Hoeveel keer het jy al gedoen wat lekker is en hoeveel keer het jy al gedoen wat sleg is? Die mens se groeiproses, sy denke bestaan baie uit herhaling, maar ook uit groei.
en verryking. En daarom vanoggend 5 woorde wat ons al baie gehoor het, 5 woorde. Eerste 3 begin met G: geboorte, geloof, spesifiek gebooie en dan liefde en oorwin. Die 5 woorde is nie vir ons onbekend nie. Jy hoor dit baie, jy lees dit baie. In hierdie 5 verse kom hulle voor. Gebooie daar en dan weer liefde en dan geboorte. Maar die vraag is, toets jouself. Hoeveel insig het jy in die verband tussen geboorte en oorwinning? Want dis die tema, gebore om te wen. En intussenin is daar die belangrike geloof wat lei tot oorwinning, vers 4, want dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. En sonder die liefde, as jy dit uithaal uit hierdie boek uit, is daar niks van die boek oor nie. So dit moet belangrik wees. En dan spesifiek die oorwinning wat die einddoel is. Met ander woorde, daar is vir ons as Jahwe se kinders iets meer as om net die hoofstukke te lees. Dis as jy dit met die eerste opslag van al die kante af hierdie verse, dis soms sê mense, hy het nie die woorde geskommel en dit weer 'n sin en nog weer geskom. Dis nie waar nie. Deur die Heilige Gees is dit voedsel vir jou om mooi te besef, daar's 'n baie sterk verband, daar's 'n baie sterk groei. Verlede week se boodskap was byvoorbeeld in 1 Johannes 4 vers 18, daar's geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Is een van die kragtigste oorwinningsmeganismes. Ons het gesing, soek in Jahwe jou sterkte, kry by hom jou krag. Wat se krag? Hoe lyk hy krag? Hoe rus hy vir jou toe? En as ons gaan kyk na die praktyke vandag, dan soek mense op vreemde maniere krag van Jahwe. Ons het al almal seker iewerste 'n belewenis gehad waar die persoon die voorskree en hulle skree gewoonlik in Engels, power, en dan dreun dit in die ligte flits en almal gil en val agteroor. Is dit die krag van Jahwe? Is dit die krag? Dis gevoel. Maar hier is vir ons 'n spesifieke roete van geboorte tot oorwinning. En as ons sommer maar net wil wegspring waar ons wil wegspring, of land waar ons wil land, en ons mis die verband, die proses van gebooie en liefde en geloof, en hy wisselwerking elke dag, dan raak ons spoor. En dis hoekom Johannes vir die gemeente hierdie duidelike voedsel, hierdie duidelike woord gee, om vir hulle heeltyd te herhaal. Die komponente van geestelike groei moet jy ook met mekaar in verband bring in jou lewe. Want wanneer 'n mens weghardloop met 'n gedagte, wanneer jy net op een ding fokus, kom daar 'n wanbalans. En daarom, ek is so bly dat Mani uit Jesaja geopen het, want behalwe vir die hoofstuk en hierdie begrippe, is daar die hele Bybel, wat 'n mens so 'n bietjie Jahwe se raadsplan moet na kyk en besef, maar dis net ek en my stryd en my probeerslae en my teleurstellings, daai subjektiwiteit waarna ons almal versoek word. Ons almal het hierdie bewustheid van onsself, en die wêreld leer jou om baie met jouself besig te wees. En die woord van Jahwe gee vir ons oorwinning wanneer ons na Yeshua kyk. Wanneer ons na Jahwe se raadsplan kyk. Wanneer ons kan sien, maar hy is getrou, en dit wat hy beloof het, sal hy doen, ongeag my ervaring, ongeag my hopeloosheid, ongeag my moedeloosheid, ongeag ek wat nie kan sien wat die dag van môre inhou, of ek kan nie die antwoord sien nie. Ware gelowiges kyk op. Hulle kyk vanuit die woord uit. Nou begin ons daar by vers 1. Elkeen wat glo dat Yeshua die Messia is. Hierdie geloof is 'n genadegawe, Efesiërs 2. As ons dit nog nie in ons lewe vasgemaak het nie, maak dit vanoggend vas. Jong mense, maak dit vas. Om te kan glo is 'n genade van bo. Efesiërs 2 vers 8. Dis nie jy wat eendag besluit, ek gaan nou begin glo nie. Ja, jy het 'n wil, ja, jy het 'n verstand, ja, jy het 'n hart, ja, jy word opgeroep om te glo, maar sien die groter prentjie, Efesiërs 2 vers 8.
Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Daarom, wanneer jy voel jou geloof word swak, wanneer jy voel jou geloof is te min, kyk na die een wat geloof gee. Kyk na die een wat geloof werk. Kyk na die raadsplan en die heerlikheid van Jahwe, die pottebakker se werk met die klei. En dit gee op sigself insig en liefdesopenbaring wat hy sê, ons het die liefde leer ken en ons glo dit. Jy kan nie liefde en geloof skei nie. Jahwe werk geloof in ons lewe deur sy liefde te openbaar. Hoe weet jy Jahwe het jou lief? Ek glo dit. Hoe het jy gehoor? Hoe het jy begin gehou? Nee, ek het dit gehoor. Geloof is uit die hoor van die woord. Waar het jy dit gesien in die woord? In Jahwe se liefdeshandeling van Genesis tot Openbaring, spesiaal in terme van die vloekhoutoffer. Daarom moet jy probeer om 'n lewe van oorwinning op ons taktieke en maniere. Gaan terug 1 Johannes 5. Elkeen wat glo dat Yeshua die Messia is uit God gebore. Jy glo nie en dan word jy 'n kind nie, omdat hy jou kind gemaak het, omdat hy jou die lewe geskenk het. Is deel van jou bestaansreg voor hom, is die werking geloof. Ek wil dit spesiaal vinnig hê, ons moet so 'n bietjie in die Ou Testament. Psalm 22, net hier die werk van Jahwe aanskou. Psalm 22 praat, en ons ken dit goed dat dit is die Psalm wat baie tekste hanteer wat in Joshua se vloekhoutoffer vervul is, soos hy het my gaal gegee en my God, waarom het U my verlaat? Maar wat kom uit die sterfte van Joshua? Wat kom na die offer wat betaal is? Die opstanding. Die oorwinning. En dis nie net Joshua wat opstaan nie, die woord sê baie duidelik, ons het in hom gesterf, sodat ons ook in hom kan opstaan. So nou sê Psalm 22 vers 31, onthou, hele Psalm 22 gaan oor die sterfte van Joshua, maar ook die opstanding, Psalm 22 vers 31, 'n nageslag sal hom dien, dit sal vertel word van Jahwe aan die volgende geslag, hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het dit gedoen. Ek wil dit 3 keer herhaal. Hy het dit gedoen. Dis sy werk. Die vertroue, die geloof wat ons het, is in sy hande. Dis hy wat opgestaan het uit die dood. Dis hy wat sê, ek neem jou sonde die oop. En daarom is ons geloof gefokus in dit wat die woord vir ons leer en openbaar, wat die realiteit is. Nie jou gevoel nie. En hier die realiteit van die wedergeboorte, en dit is baie interessant, die van julle wat nou nog Afrikaans kan onthou, die kinders wat op skool is, jy kan 'n werkwoord, is altyd in aktiewe vorm of passiewe vorm. Ek het dit al baie keer gesê, maar gaan dit maar weer sê. Dis of Piet wat die bal skop, of die bal word deur Piet geskop. En dit is belangrik om te sien wie doen en wie met wie word dit gebeur. Wedergeboorte is altyd vir ons in die passiewe vorm. Ons word gewederbaar. Jy gebore nie jouself nie. Jy staan nie besluit, ek gaan nou myself lewendig maak nie. Dis Jahwe se raadsplan. Hy wek op. Hy gee lewe. Dis waarop ons geloof gebou is. Dis waarin die liefde geopenbaar is, toe ons dood was. Het hy na ons uitgereik, die herder het ons kom haal. Dis fundamenteel. En dis uit hierdie geboorte, hierdie geslag waarvan Psalm 22 praat. Ek mens kan nog Ou Testament tekste in verband bring. Dit is belangrik dat mens die geheelbeeld vorm. Ons blaai vinnig na Esegiel 36. Esegiel 36 wat spreek hoe Jahwe vir sy volk sê, julle het my naam ontheilig. Julle het die eg gebreek. Julle het georeer. Julle het net verdien wat straf en oordeel en grimmigheid wek. Maar nou sal ek, nie terwille van julle nie, terwille van my naam, terwille van my goedertierenheid, terwille van
my wese. Ek is hier by Jesegiel 36 vers 23 en 24 sê hy, ek sal my grote naam heilig. Dis alles ek sals beloftes. Dan sê hy spesifiek in vers 25, Jesegiel 36, 25, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. Let nou op. En ek sal julle 'n nuwe hart gee, daar's nuwe lewe, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit die vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee. En ek sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Nou, stop net geraam. 'n Mens waardeer hierdie teks so baie. Maar pas op, dat dit klink of jy handjies gevou sit en al hierdie dinge gebeur net om jou kop. Want Jahwe gee 'n hart wat die sentrum is vir jou, die hart wat in die nuwe verbond hom moet volg, hom moet dien. So ons moet hierdie teks byvoorbeeld en Psalm 22 met 1 Johannes 5 in verband bring. Dit gee vir ons perspektief om te sien, maar Jahwe is met ons besig. Jahwe is besig om met ons te handel. Dis net iets wat eendag, as hy kom, staan ons skielik voor hom. En ons het nooit die loot wat in die wynstok was, vrug gedra in moeilike omstandighede, in tye van donkerte en beproewing. Dis baie belangrik. Kry die verband dat Jahwe werk. Hy het gesterf en hy het opgestaan. En elkeen wat glo is 'n getuienis van ons is gewederbaar. Maar nou gaan ons vorder. 1 Johannes 5 vers 2. Ons gaan na die volgende vers toe in begrip wat in hierdie realiteit en spesifiek dit wat ons verlede week hanteer het, God is liefde. Tussen die Vader en die Seun en die Heilige Gees is volmaakte liefde. Volg nou die realiteit. Hieraan weet ons, 1 Johannes 5:2, dat ons kinders van God, dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Die einde van vers 1 spesifiek wou ek lees, elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Nou hier raak dit nou taai. Want ons wil baie graag Jahwe lief hê, baie graag, want hy het vir ons die wedergeboorte geskenk, sy liefde bewys, ek is sy kind, die woord sê ek is sy kind, ek glo dit. Maar nou kom daai komponent by gebooie. En die gebooie lê daarin, en toe lê, Jaco het dit al mooi verduidelik, dat ek, soos Yeshua, Johannes 10 vers 17 en 18, die seun het 'n gebod van die Vader ontvang om sy lewe neer te lê, gehoorsaam te wees, toegewy, en dan ontvang hy die opstanding, so het ons daardie gebod. Hy wat agter my aan wil kom met sy lewe neerlê, in my, en in my opstandingskrag lewe. Nou kyk ons na mekaar, uit die woord uit. En ons vergeet vir 'n oomblik, en ek weet ons het dit nou al baie gesê, maar soos daai ou predikant gesê, tot julle dit nie gaan reg doen, gaan ek nie ophou oor iets anders toe, gaan ek iets anders preekie. Daar's 'n rede hoekom ons oggendstiltes heeltyd praat oor die tong en oor skinder en kwaadspreek en haat, want ons het 'n stryd, nie julle nie, ons, ek in kluis. Dis hoekom ons mekaar moet bemoedig met waarheid. Wat ons vir mekaar sê, as ons sing, soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag, die krag om die wapenrusting werklikbaar aan te wend in jou lewe, is om die gebod van Yeshua na te kom, naamlik, kyk na Yeshua se lewe op aarde, hy word geskel, ek het dit gisteroggend en vanoggend weer genoem, sy eie mense neem hom nie aan nie, maar hy is so in die Vader se liefde gegrond, vas, identiteit, dat hy vanuit daardie sekuriteit kan gee aan 'n volk wat dit nie verdien nie. Liefde kan bewys
waaraan nie liefde terugkom nie. Dis ons krag. Om die liefde wat Jahwe vir ons bewys het, die liefde en geboorte gaan saam. Gebooie is die derde komponent wat vir ons sê, maar hierdie liefde dra vrug. Jahwe se liefde vir ons dra vrug hierin, soos die teks sê, hieraan weet ons, dat ons hom lief het. As sy liefde vir ons vrug dra in ons liefde vir mekaar. En daarom gaan ons altyd die geleentheid hê om mekaar lief te hê, waar dit nie lekker voel nie. Waar ek werklik voel, mense kom my te na, hulle steek my in die rug, hulle beskinder my, hulle verstaan my nie, hulle pla my, hulle irriteer my, hulle frustreer my, hulle ken my nie. Al daai gevoelens word oorwin. Jy is gebore om te oorwin. Oor wat? Oor wat is jy gebore om te oorwin? As hy sê, dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, dan beteken dit tog daar's 'n stryd. Dan beteken dit tog daar's 'n oorlog. Dan beteken dit tog daar is 'n geveg. Hoe lyk die geveg? Dis die geveg van Jahwe se kinders om in hom te bly, Johannes 15, sonder my kan julle niks doen nie. Bly in my, bly in my. Dis jou stryd. Hoe bly jy in Yeshua? As dit so eenvoudig was soos 'n dosis pilletjies 3 keer 'n dag, neem 2, 3 keer 'n dag, dan was dit nou heel eenvoudig. As jy nou geweet het, as ek elke dag presies 'n uur Bybel lees en 10 minute bid, dan bly ek in hom. Nee. As 'n lewende verhouding. Daar's 'n gebooie, gebodsgehoorsaamheid waar ek my lewe af lê in hom, nie my wil nie, u wil. En waar ek gedurig ervaar, my eie ekkie spring op. Ek kies weer my eie belange. Ek stel myself eerste. Dan gaan jy terug. Dis Jahwe se kind. Galasiërs 5. Die gees staan teenoor die vlees en die vlees teen die gees. Maar dit is belangrik dat jy sal onthou. Dis die Heilige Gees wat Jahwe se liefde kommunikeer en dit is daardie liefde, daardie sekuriteit dat jy weet wie jy is. Dis kom die wedergeboorte in Johannes 5 so 'n tema is. Jy moet weet. Jy moet nie wonder nie, jy moet weet. Ek is sy kind. En die broer en suster wat jou pla in die gemeente, is ook sy kind. En omdat ek sy kind is, en hy persoon is sy kind, is ons aan dieselfde kant, al voel dit of ons mekaar wil vermoor, en ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose, teen Satan wat liefdeloos is, en ontrou is, en 'n vader van leuns is. En ons wortelstryd is om ons identiteit van jouself en jou medebroer en suster, jou kind, jou vrou, jou man, jou ouers, raak te sien vir wie hy is. Beteken ons is almal geestelik volwasse. Ja, weet nie geestelik volwasse kinders nie. Het kinders wat nog melk drink, en ander wat meer volwasse is. Maar die punt is, ons moet verstaan wie ek in Yeshua is en wie daardie persoon is. En dan kan Johannes sê, hieraan weet ons, dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons, ek wil nou die woorde byvoeg, werklik God lief het, werklik verstaan, hy is liefde. Dis elke keer 'n bemoediging. As iemand jou maklik 0 tot 100, jou revolusies en jou temperatuur opjaag, dan is dit 'n refleksie van ek moet nog geestelik groei. Joshua sy eienskap op pad na die vloekhout toe. Hy was stil. Hy het sy oë gefestig op die Vader se liefde. Nie op 'n Petrus wat hom gaan verloon, of 'n Judas wat hom gaan verraai, of die res van die disippels wat gaan weghardloop nie. Hy was gewortel, hy was geanker. En ons is gebore vir daardie oorwinning. Gebore om te wen, gebore om die geloof, ek vat saam, wat ons uitgestort is as 'n gawe, te beoefen. Geloof is nie iets daar, ek het my geloof, en ek het my belydenis, en my geloof is die volgende, ek doen nie dit en ek doen nie dat. Geloof is 'n hart, is 'n krag en dinamika. Wat sê Hebreërs? Die regverdige sal deur die geloof lewe. Sy geloof sal nie in 'n boekie opgeskryf wees met 'n klomp punte en nommers en opskrifte nie. Jou geloof lewe.
in jou hart. En die gebooie wat hy so duidelik sê, ons bewaar sy gebooie, ons doen sy gebooie, ons leef sy gebooie. Sy gebooie werk elke dag in jou. Dit konfronteer jou met die keuse, leef jy of leef Yeshua in jou? Elke dag, elke keuse, elke gedagte, elke vreesagtigheid. Dis 'n gebooie wat op die hart geskryf is, Esegiel 36, dis hoekom ek dit gelees het. Jahwe gee vir ons in Psalm 22 hierdie wonderlike profesie, ek sal sterf, my seun sal sterf, maar daar's 'n geslag wat gebore word, 'n geslag wat gebore word om te oorwin, omdat ons oorwinning gebaseer is in die oorwinning van Yeshua. Daarom sê Paulus in Romeine 8, ons is meer as oorwinnaars. En nou is dit baie belangrik. Jy kan vir my sê, wat sê die res van die teks? Deur Yeshua wat ons lief het. Dis die liefde wat die oorwinning bring. En dis 'n ding wat ons regtig van jongs af moet leer, dat hoe sien jy konflik? Hoe sien jy konflik in jouself? Hoe sien jy, ek is anders as die wêreld? Wat is jou taak? Om in die liefde van Jahwe gegrond te wees en te bly. Geborge, veilig. Want 'n hart wat gevul is met identiteit. Ek is sy kind. Hy is die een wat vir my sorg. Leer vir my, maar dit is ook wat my broer en my suster se identiteit is. En ons hoef nie te veg nie. Ons mag nie veg. Dis die gebod van Jahwe. Jy moet eintlik. Ek weet, dis 'n lekker fase met die kinders, veral in die laerskool, as hulle iets nuuts geleer het by die skool. Dat hulle behoefte om dit vir maand te verander. Begin die sinnetjie altyd met, het julle geweet? Maar die probleem is net baie goed wat ons geweet het ons al lank al vergeet, maar hulle is baie opgewonde om daai behoefte, ek het iets geleer, en ek wil dit deel. En dis die liefde. Hoe meer jy die liefde van Jahwe leer ken, en ervaar, hoe meer wil dit gedeel word. En jy hoef nie vir iemand te sê, hoor, het jy geweet, ek het jou lief nie. Daai persoon sal na jou toe kom, en jy sal die geleentheid kry om liefde te leef, en jy hoef dit nie te sê nie, om dit leef. Maar wanneer ons lanklaas in ons harte werklik by Jahwe die liefde leer ken, en ons begin dit te vergeet, en dit begin afkoel, en Laodisense word lou in die liefde. Efesiërs vergeet waar hy vandaan kom, en Jahwe sê, jy het jou eerste liefde verlaat. Dan, wanneer daardie persoon kom, het jy niks om mee te deel nie. Jy het niks olie vir die lampie in die uur van donkerte en beproewing nie. En daarom moet die liefde van Jahwe in ons lewe vurig wees. Petrus sê so mooi. Hy woorde wat ons altyd aan Petrus toeskryf. Petrus was 'n vurige man. Nee, Petrus sê, julle moet mekaar vurig lief hê met goddelike liefde. Liefde wat sterker is as my onsekerheid. Liefde wat die vrees na buite dryf. En ek wil regtig dit vasmaak as ons hierso sê in vers 3, 1 Johannes 5 vers 3, want dit is die liefde tot God. Dit is die liefde. Ons sê so maklik. Ek het God lief. Dit gebeur hoeveel keer as jy jouself wil regverdig. Hoekom jy so lelik is met ander mense en hoekom jy gedoen het wat jy wil doen. Dan sê jy, begin jy sinnetjie, maar ek is vir Jahwe lief. Dis die ander mense wat nie vir hom lief is nie. Hier sê hy spesifiek. Dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en hy het in die vorige sin verduidelik. Dis wanneer ons mekaar lief het, wat jy kan sê, ek het Jahwe lief. Dis die toets. Dis die toets of jy regtig weet, wat is Vader, Seun, liefde. En dan is dit so mooi, en ek wil julle moet dit regtig verstaan. As ons 'n boodskap bring oor oorwinning, dan staan hy in 1 Johannes. Hy staan in die verse omring met gebooie, liefde, geboorte. Dit is die boodskap van oorwinning. Daar's nie 'n ander roete nie. Nee, soos daar in die wiskundeklas staan, die huisbak na sukses is stikkend, gebruik die trappe. Daar's nie 'n ander roete nie. Die trappe van geboorte, geloof, gebooie, elke dag moet ons gehoorsaam wees, gegrond in sy liefde. Dis die oorwinning wat die wêreld oorwin het, 1 Johannes 5 vers 4. Naamlik,
ons geloof? Ek wil vir elkeen regtig vra, vir al die jong mense, as ons sê, as iemand vir jou vra, in die ou dae het hulle gevra, wat se kerk was jy, en dis vra hulle, wat se geloof is jy? En het raak nou al hoe weier. Wat is jou geloof? As jy nou bietjie onkant gevang word daar by skool, of 'n vreemde persoon vra vir jou, wat 'n geloof is jy? Wat is jou nouste kernagtigste definisie? En is jou eerste behoefte om so lank verduideliking te gee, of is geloof iets wat in jou hart onmiddellik lewe, en jy het 'n behoefte om daardie, ek is 'n tempel van sy gees, dis my geloof, ek is syne, Hooglied 6 vers 3, ek is my beminde is myne, dis my geloof, dis my anker, dis my band, ek is syne deur die wedergeboorte, hy het my lewend gemaak, ek was dood. Dis my definisie van geloof, as ons vir mekaar sê, ons is in dieselfde geloof, ons is een van sin en gees, Jahwe bind ons saam, dan moet jy jou identiteit vasmaak en seker wees, sodat wanneer ons met mekaar omgaan, dat ons met dieselfde begrip vir 'n broer wat struikel of 'n suster wat struikel, vir 'n kind, vir 'n ouer mens, om daardie geloof te hê. Babatjie wat gebore is, dit is die ouers se doelwit. Ek wil vir my kind net die beste hê, in terme van geloof, want hy's gebore om te wen. En die pad na oorwinning is hierdie openbaring van Jahwe se liefde, gebooie, gehoorsaamheid. Dit is hoe jy vir jou kind net die beste wil hê. En as ons oud is, en ons sluit ons wedloop af, wat was die wedloop? Om net baie skatte bymekaar te maak op aarde? Of sê Paulus, ek het die wedloop voltooi, ek het die goeie stryd gestry van die geloof. Daarom die baan waarop ons is, die roeping, is om hierdie gebore om te wen, elke dag te leef. Wanneer is 'n dag 'n goeie dag? Wanneer is 'n dag gemors? Wanneer is jy op 'n goeie plek in jou lewe, en wanneer is jy op 'n slegte plek in jou lewe? So maklik. Kyk, as hierdie winter net wil kom, gaan dit beter gaan met my. Dan voel ons, nee, nou is ek weer in my element. Of ek hou van die somer. Maar so baie aardse goed wat vir ons sê, dit gaan goed met my, of dit gaan nie goed met my nie. Die bottel koeldrank is nog vol, dit gaan goed met my, nee, ek is hier by die onder, nee, dit gaan nie meer so lekker nie. Kinders, kyk 'n bietjie die opgewondenheid, as jy nou net Romeis inskep. Ons emosies spring so, en ons moet dit verstaan. Ons is sienlik, ons wil in die vlees wandel, ons wil. Maar die geloof, sê Paulus, ons wandel nie in aanskouing nie, maar deur die geloof. En dan sê hy spesifiek, en ek wil hê ons moet na die bekende Galasiërs 2 vers 20 toe blaai. Galasiërs 2. Die bekende deel is, ek is met Messia gekruisig, Galasiërs 2 vers 20. En ek leef nie meer nie, maar Messia leef in my. Hierdie is 'n gebore om te wen. Dit is wat hy in Efesiërs 2 vers 10 sê, ons is sy maaksel, geskape tot goeie werke. Hoekom hier braai goeie werke uit? As jy nie leef nie, maar Messia leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die, kyk daai komponente, 1, geloof in die Seun van God, wat my 2, lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Dis die gebod van die Vader, Johannes 10:17. Ek moet my lewe oorgee. En daai 3 komponente, geloof, liefde, oorgawe, is wat elke dag in ons lewe werk. Ek wil tog spesiaal vir elkeen in die oë kyk en vir hom vinnig na Titus 3 toe te blaai. Ons stel onsself baie keer voor, en dan wonder jy ten opsigte van die wêreld en wêreldgebeure, jy het 'n beeld en jy kommunikeer dit met mense as jy sê ons leef in moeilike tye, en dit is waar, daar's baie uitdagings, elke geslag het sy stryd,
Maar dan begin ons soms so wyd en rond te kyk, dat ons vergeet, jy is gebore om te wen in 'n spesifieke saak. Titus 3 sê Paulus, vers 1, herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan die owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk, om niemand te belaster nie, nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees aan alle mense, alle sagmoedigheid te bewys, want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Dit is ons wêreldperspektief. En moenie sê, jy was nie daar nie. Ons almal was daar. En dis wat die vlees nog wil wees. As jy vir hom 'n bietjie grasie gee, wil hy teruggaan na hierdie vrug van die dood. Maar ons is gebore om te wen, hoor so mooi vers 4. Maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens na ons toe. 'n Kind is vir ons gebore, nie op grond vers 5 van die werke van die geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte. Maar kyk baie mooi die progressie. Jy's nie net gebore nie, maar jy's ook en vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons, deur Yeshua Messia, ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. En hy sê so mooi, dis 'n betroubare woord. Dit is baie, baie belangrik. Waar kom ek vandaan en waarheen is ek op pad? En as ek daardie roeping vasmaak, en ek kan daai onderskeid tref tussen ek was dood, ek was tussen die varkhok, my vlees was vry om te doen wat hy wil, maar ek mag nie meer so wees nie, dan kan ek nie die verskoning aanbied. Ag, ek sukkel maar met dit, en ag, dit is maar nie so sleg, ek het ander mense het slegter sonde as ek nie. Jy keer jou rug op, die groot kenmerk van bekering is, wegdraai van hierdie ou lewe, en 'n weersin daar, nie soos Lot se vrou terugkyk nie, 'n weersin, 'n afskuw, sodat ek hierdie pad kan stap wat oorwinning op oorwinning is. Spreuke sê, die pad van die regverdiges is soos die môreglans. Dit word helderder en helderder. Die son gaan nie 5 minute vorentoe elke kort en dan weer 3 minute terug. Nou was een wonderwerk met Josua en dalk nog Hiskia met die sonwyser wat terug, maar dit was 'n uitstaande woord. Vir ons, die son, die môre op ons word helderder en helderder. Hoe lyk jou geestelike lewe? Die pad van die regverdige, die pad van oorwinning, die pad van geestelike groei word helderder. In die liefde, in die geloof, in die gebooie, daai komponente wat ons vanoggend hanteer, moet daar in jou lewe 'n duidelike vooruitgang wees. 'n Hoop wees. Nie moedeloosheid nie. Nie, ek wens, hoe sê hulle, jy kan jou vriende kies, nie jou familie nie. Ek wens ek het 'n ander familie gehad, dan sou ek ook 'n beter Christen gewees het. Nee. Dis reeds 'n voorreg. Wanneer daar haat is, en wanneer daar liefdeloosheid is, om in Jahwe se geregtigheid te staan, en die vrug te dra, wat by die bekering pas, die vrug wat getuig en watter wynstok is jy geplant. Spesiaal, die ou klein kindertjies in ons gemeente. Dit is wel regtig wanneer ons hulle sien, 'n mens het soveel drome vir die jong geslag, soveel drome van, doen dit of doen dat. Ja, in die wêreld het baie prestasies, en daar's baie sport, en daar's baie vermaak, en daar's baie dinge. Maar ek wil spesiaal vir die ouers sê, vat hierdie boodskap vanoggend. Jou kind is gebore vir 'n geloofspad. En jy speel 'n rol, 'n voorbeeld. En die res van ons in die gemeente is bemoedig, ons staan by 'n skaar van verlostes. En ons oog is op Yeshua, Hebreërs 12. Die begin en die volëinder van ons geloof.
En ons is daar om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie werke, want dis die pad van oorwinning. En toets jouself in jou eie lewe, hoe betrokke is jy om in elke situasie hierdie geloof, hierdie gebooie van Jahwe te leef, of om by te dra tot hierdie deel in Titus waar hy sê, ons was daar, waar ons onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg was. En as jy voel, iemand dwaal, en iemand is onverstandig, en iemand is besig met die begeerlikheid en die singenot, en met boosheid, en iemand leef in afguns. Ken julle so 'n persoon wat in afguns leef? Ons almal ken so 'n persoon. Ons staan voor die spieël, en onthou jy, hoeveel afguns was al in jou lewe, en hoeveel begeerlikhede elke dag vir jou klop. Dan bid ons, Vader, dra ons gemeente. Daardie persoon het 'n stryd. Geef vir hom insig in die liefde van Jahwe, sodat hy vir niks anders in hierdie lewe 'n begeerte het as U nie. Vir ons kinders, vir elkeen. Ek wil saamvat en afsluit. Jahwe gee vir ons die geboorte. Hy gee vir ons die genade van geloof wat lewe is. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Dit kry uiting in die liefde wat hy deur sy Gees, Romeine 5, in ons lewe uitstort, word na ons mede, die liggaam, die lede van Yeshua uitgeleef, terwyl ons uitroep, Abba, Vader, soos ons gesing het, is ons net so bewus van die kinders van Jahwe rondom my. En daarin hou ons sy gebooie, wanneer ek nie meer leef nie, maar hy leef in my en ek sy maaksel is. En dan, oorwinning op oorwinning. Wat 'n voorreg om te kan glo, die oorwinning van Yeshua oor die dood is werklik die pad waarop ek is. Ek is nie moedeloos en hopeloos in hierdie wêreld nie. Ek is gebore, ek is gewederbaar om in hom te oorwin. En dan sê Dawid so mooi, U is die een wat my hoof ophef. Tel jou kop op, aanskou jou koning, en stap die pad van die liefde om te wen. Kom ons bid saam. Kom ons staan en bid ons saam. Vader Jahwe, dankie dat ons, of ons lewe en of ons sterwe aan U kan behoort. Omdat U die ewige, die almagtige en die lig van die lewe is. En spesiaal vir oggend wil ons, dankie vir U sê dat ons die woord kan oopmaak, 1 Johannes 5, en ons eie lewe voor die voete plaas en vra dat dit nie maar net woorde sal wees in ons Bybel, dat dit nie maar net sinne sal wees nie, maar dit vir elkeen sal sin maak. Dat ons dit sal bedink en sal koester, of dit in my lewe teenwoordig is, oorvloedig vrug dra. En daar waar ons die uitdaging het om hoorders te wees en nie daders nie, bid en vra ons nou vir genade. Dat ons soos Jakobus sê, diep sal insien in die volmaakte wet van vryheid, sodat ons daders sal wees en nie net hoorders nie. Dankie dat U liefde aan ons geopenbaar is. Dankie dat ons mekaar kan bemoedig. Dankie vir die oorwinning, spesiaal die vrug hierdie week waar daar soveel getuienis is van mense wat erken, U het oorwinning in hulle lewe gebring. Al die lof en die eer kom U toe. Ons dankie dat ons in Yeshua meer as 'n oorwinnaars is. Dankie dat ons hierdie week kan uitsien om in elke situasie vrug te dra tot U lof en U verheerliking. Halleluja. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee in Yeshua deur die krag van die Heilige Gees. Amen.